Vriende, vir die volgende paar weke gaan ons fokus op die konsep, die koninkryk van God. Dit is een van die mees sentrale temas in die hele Bybel. Ons lees daarvan in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament. Reeds in Genesis 1 vers 1 lees ons dat God die hemel en aarde geskaap het. En reeds word hier in die begin van die Bybel die soewereiniteit van God bevestig. Kyk ons na die profete, praat die profete deurgaans van God nie net as wetgewer en regter nie, maar God word ook beskryf as koning. Lees gerus Psalm 47. Jesaja 33 verwys ook daarna dat God die koning is van sy koninkryk. Blaai ons na die Nuwe Testament, sien ons natuurlik dat Christus reeds in die begin van die Markus Evangelie, Markus 1 vers 15, die volgende woorde spreek: Bekeer julleself, want die koninkryk van God het aangebreek. Merkwaardige woorde, vriende, dat ons reeds in die begin van Christus se publieke bediening hoor. Die volgende paar weke wil ek dan spesifiek ook kyk na die kenmerke of eienskappe van God se koninkryk. Hoe lyk dit wanneer ons in hierdie koninkryk leef? Hoe behoort ons geloofslewe ingerig te word? Hoe behoort ons op te tree teenoor ons medemens, maar ook teenoor ons vyande? Die eerste en seker die belangrikste eienskap van God se koninkryk is die besef dat God regeer. God is in beheer. God het volledige heerskappy, nie net oor die sienlike nie, maar ook oor die onsienlike dinge van hierdie lewe. Die oomblik wanneer ons op die wyse glo en dit besef, verander dit ook ons manier van dink en hoe ons die wêreld ervaar. Wanneer ons besef dat ons in God se koninkryk leef en hy is in beheer, dan is ons nie meer langer uitgelewer aan die lotgeval nie. Dan weet ons dat die dinge wat oor ons pad kom, goed, maar ook sleg, als deel maak van God se heilsplan vir ons as individue, maar ook vir die wêreld. Dit vra natuurlik van ons om in God te vertrou. Ons vertrou in sy plan, ons vertrou in sy heerskappy, ons vertrou dat hy sal voorsien. Selfs wanneer ons nie verstaan hoe die wêreld werk nie, selfs wanneer ons nie sy plan of sy hand in ons lewe kan ervaar nie, moet ons steeds deur die werking van die Gees vertrou dat God 'n uitkoms sal bring. Kyk maar net na Christus. Kyk ons na die kruis, voel dit vir ons, ervaar ons dit asof alles verlore is. Christus is besig om te sterf. Maar vanuit die dood kom die opwekking van Christus weer. Vanuit niks kom lewe. So word God sy heilsplan vir die wêreld sekerlik die duidelikste sigbaar. En ja, vriende, ek en jy is deel van God se koninkryk. Ons ook deel van sy plan vir hierdie wêreld. Mag ons aan hierdie geloofswete vashou in die goeie, maar ook in die slegte tye. Amen.